Hi daar. Hallo julle, baie welkom by episode 1 van die Mover podcast. Vir ons is dit nou die 10de episode. Ja, soos hierdie is nie die eerste keer wat ons hierdie podcast probeer opneem nie, ook nie die eerste dag wat ons hom probeer opneem nie. So As julle hierdie sien, beteken dit dan hierdie een het reg gegaan. As julle hom nie sien nie, dan is dit net vir ons. Maar ja, so hier's 'n paar bloopers. Dalk introduce jy vir weg. Ek is hier so saam met my lieflike meisie B. Ek gee jou 'n geleentheid om te praat. Van ons verhouding. ja, dis nie wat ons het begin het nie. O, okay. Mamma het ook. Okay, here we go. Stop het. Nee. Wag, begin. Ons gaan kan moet nou. Letterlik net sit nie. Okay. Ja. Dit hoor. Ek het dit gehoor. Ek sou oor dit gepraat het. Okay. Take one. Nee, dat het ek het gehad en toe vergeet ek het vooraf. As moenie die dinge van vooraf begin. Kyk hoe lank hardloop ons nou al. Ek weet dan sal maar moet. So, vandag praat ons so bietjie oor Christian dating. Woe. Okay, so ons praat bietjie oor how to know, hoe om te weet as die regte persoon. Maar voordat ons by dit kom, wil ek hê jy moet eers dalk vir die mense sê oor ons verhouding en dan gaan ons van daar af. Ja, so obviously as jy nog nie geweet het ek en Rowan is saam nie, ons is saam, yay. Maar ons is nou al vir 4 jaar saam en ek dink dit is my so lekker om hier te kan sit. En hierdie podcast te kan doen want mense leer regtig baie aan 4 jaar en ek dink ja, daar's so baie wat ons vir julle kan sê oor dit. So ek's baie excited vir hierdie reeks wat ons gaan doen. En ja, ons is ultimately net regtig beste vriende en ons het enige verhouding gebaseer op vriendskap is regtig soveel die moeite werd. But we'll get there. Ja, absoluut. Maar sê vir die mense enige interessante feite oor ons verhouding. Okay, so die mense wat nou my ken, gaan al moeg raak vir die storie. Maar ek moet sê, dit is my go-to by enige plek wat ek is. As iemand gaan, so ek sien jy het 'n meisie, dan is my go-to om hierdie te sê. So, dis eintlik maar, ons ken mekaar nou al vir so 10 jaar. Ja, 2015 af. En kennisse, nie regtig mekaar geken, nie net van mekaar geweet. En ja, toe het ek al hele familie eintlik leer ken voor haar. So letterlik neefies plus ouers, ander neefies plus ouers, jou ma, jou pa, amper gaan ek jou boetie, jou sussie. Ja, my kind moenie die kyk nie. Jou sussie en toe uiteindelik vir jou. So, hulle sê altyd jy's gestres vir die eerste keer wat jy na 'n familiekuier toe gaan. Ek het al so 'n goeie verhouding gehad met jou hele familie, dat letterlik daai eerste keer toe ek genooi word vir die familiekuier, toe sê ek soos, yes, finally, ek kan kuier saam met die mense. Ja, hy het nie eintlik gekom vir my nie, hy het gekom om die res van die familie weer te sien en met hulle te kuier, so. Strategie. Maar ja. Ja, so dit is baie cool. Aan B se kant is daar nie regtig veel stres gewees in daai aspek nie. Nee, Soos baie klein. Die size verskil van my familie en sy familie is groot. Soos dit was net 4 ekstra mense aan sy kant. So ja, dus soos hy, dis almal. Wanneer kom die res? Nee, dis dit. So ja, dit was baie rustig. Ja. Okay, is jy ready? Ja, ek sê baie. Okay. So, vandag praat ons bietjie oor hoe om te weet, ek moet hierdie verhouding aanvat. Hoe om te weet, hierdie is 'n verhouding wat ek actually in moet invest. En ek dink baie keer die situasie wat ons deesdae sien, is baie mense tree in 'n verhouding wat al die vriende gewaarsku het, moenie rooi vlaggie en hulle gaan shop, ek gaan. Of, jy weet, ander kere is dit baie keer 'n geval van tree in en 'n paar maande in besef hulle dit was 'n fout gewees en hulle onttrek. En dan het jy al hierdie tyd gemors, jy het seer gekry
vir niks. So, ek wil hê jy moet hom begin vir ons, is hoe om te weet dis 'n verhouding waarna ek moet tree. So ek dink 'n baie belangrike aspek om te weet, en ek voel tieners het hierdie fantasie van hulle gaan op dag 1 weet, hierdie is my trouman of my Ek het ook daai fantasie gehad. Ja, maar dis is, jy kyk al hierdie movies en dis is onmiddellik net hierdie chemistry tussen die twee mense, en dit is eintlik Jy verwag jy musiek gaan in die agtergrond begin te speel en jy gaan weer so sharp, daai is die romantiese liedjie, hier kom hy nou. Maar dit is regtig nie geval nie. Ek dink, jy weet, in ons geval ook, ek ken jou al vir 10 jaar, ek beloof jou, ek het nie die eerste keer toe ek jou ontmoet, gedink ek gaan met jou trou nie, eers is baie jare daarna. Ja. So ek dink dit is ja, moenie verwag, jy gaan letterlik op dag 1, of ewen in die eerste jaar, of paar maande, wat ek al weet, dat dit jou trouman is, of trouvrou is nie. Ja. Ja, ek dink dit is belangrik, ek dink ons gaan in met die intent om te trou, en ons gaan later bietjie dieper in dit ingaan, maar alhoewel ons met die mikpunt gaan van en die doelwit gaan van ek wil trou met hierdie persoon, is dit ultimately nog steeds die Here se planne wat gaan deurtrek, en ja, ek dink nie daar's 'n proses van mekaar leer ken en eintlik sien, jy weet, partykeer kom ons juist net in daai verhouding om mekaar net te leer ken. Dis nie noodwendig dat die verhouding gemaak is om tot huwelik te kom nie. Dis net daarsof ietsie leer, en ons het al baie keer gesien met vriende en mense om ons wat uit 'n verhouding uitgekom het en gegaan het, soos hulle het baie geleer in daai tydperk. En dan ek dink wat vir my baie cool is baie Christene wat in 'n verhouding ingaan met die regte motief, gaan baie keer en dan werk dit nie uit nie, maar hulle kom uit en gaan, maar ek het iets geleer, of ek het gegroei nog steeds daaruit, of het my nader gebring aan die Here. So ek dink daai is vir my baie cool goeters. So ek dink die ander gedeelte wat ons ook moet sê is, ja, jy gaan dalk nie weet dis die persoon met wie jy trou op die eerste dag nie, maar ietsie wat jy al soveel keer vir my ook gesê het, wat vir jou uitgestaan het, is ons weet ook nie altyd, of die persoon met wie jy nou uitgaan, is nie die persoon met wie jy gaan trou nie. Dit klink heavy confusing, maar traag verduidelik. Ja, soos, ek het nou al, veral toe ons begin uitgaan het, nie uitgegaan het nie. Dis soos hy met my opgebreek het nou net. Soos die persoon wie ek was toe ons begin uitgaan het, en die persoon wie jy was, is definitief nie die persoon wie ons nou is nie, en is ook definitief nie die persoon wie ons gaan wees wanneer ons eventually trou nie, verstaan? Ja. So ek dink daar's twee kante eintlik van, jy weet, die persoon met wie jy nou uitgaan is nie noodwendig die persoon met wie jy trou nie. Kom ons begin met die fisiese. Daar wat jy gesê het met die intent to marry. So jy weet, ons moet in 'n verhouding intree met, jy weet, hierdie kan dalk 'n huwelik wees, of dit kan soontoe gaan, maar baie keer weet, sit die Here ons in 'n verhouding om ons iets te leer, of ons karakter te shape, en ek dink dit is ook belangrik, soos as die Here jou in 'n verhouding sit, dit gaan nie noodwendig die persoon wees met wie jy trou nie, die fisiese persoon, verstaan? Ja, jy gaan nie noodwendig met 'n Johan trou nie. Ja, jy gaan dalk met Pietie trou, maar jy weet, Johan is baie belangrik om jou te shape, Pietie. Maar ja, en dan die ander kant gaan oor, jy weet, karaktereienskappe, en soos baie keer is, soos wie jy in die begin is nie wie jy is, wie jy gaan trou nie. Karakterontwikkeling wat plaasvind. Veral as 'n tiener, jy weet, jy is baie emosioneel gedrewe, en jy moet nog baie mature en baie leer, en jou verhouding met die Here gaan ook nog baie groei. So ek dink baie keer tree mense in 'n verhouding in, kom ons sê die Here het nou vir jou gesê, okay, hierdie is jou trouman of 'n trouvrou, en jy sê soos maar ek kan nie so baie van hierdie persoon nie, of hierdie karaktereienskappe is dalk nie iets waarvan ek baie hou nie. Dalk net, jy weet, raak rustig. Die persoon gaan nog baie shape en gaan nog dalk baie verander, maar wat ek ook wil sê is, moenie verwag hierdie eienskap gaan verander nie, verstaan? Moenie staat maak daarop nie. Exactly. Dalk is dit dat die Here jou hart versag, om ook die persoon te aanvaar vir wie hulle is. Hy leer jy dalk iets uit dit uit, verstaan? Ja, ek dink daai is so crucial. Ek dink vroeg in ons verhouding het ons op ietsie afgekom en ons die huis gesê soos moenie verwag die persoon gaan verander nie. Jy moet gelukkig wees
met die persoon wie jy nou is. Want dit is nie te sê daai karaktereienskappe gaan verander nie. Byvoorbeeld, jy gaan nou uit met 'n ou en hy sê, jy weet, hy vloek. En jy dink, ag ja, maar jy weet, is nou maar net daai vriendegroep. Dit gaan verbeter. En eintlik voor die tyd jy gesê, ek kan nie uitgaan met 'n ou wat vloek nie, maar nou sê hy nee man, dit gaan verbeter. Jy's nie verseker daarvan nie. Of as die ou gewelddadig is, jy's nie verseker dat dit gaan verbeter nie. Of as die meisie, jy weet, aandag soek by ander ouens, jy's nie verseker dat sy gaan ophou om dit te doen nie. So ek dink baie eienskappe, jy moet gewillig wees om te gaan, of verander hulle nie, sal ek met hierdie persoon trou nou, maar die hoop het dat veranderinge gaan plaasvind, maar dis ook met aanspreeklikheid en goeie vriendegroepe wat dit ook nou maar natuurlik gebeur. Ja, om die persoon, jy weet, soos wat jy gesê het, aanvaar hulle soos hulle is, moenie onrealistiese prentjies ook skep nie, en ek dink dit kom na my volgende punt van, is jy die persoon, is 'n baie belangrike konsep, sal jy met jouself trou? Jy weet, sal jy met jouself in 'n verhouding tree? Is ook 'n baie groot vraag om te vra voor jy in 'n verhouding tree. Want jy weet, baie keer dan skep ons hierdie onrealistiese persepsie van die persoon met wie ek gaan trou of uitgaan moet elke Vrydag hier kom soos jy laas gesê het en hulle moet 3:00 die oggend opstaan om te bid en dis alles wonderlike goed en dit gaan jou baie help, maar ons is nie eers daai persoon, ons is nie eers daai persoon wat dit gaan doen nie. Soos fokus eers op jouself, maak seker jy is die persoon met wie jy sal uitgaan. Ja, so ek dink ons stel so hoë verwagtinge van die ander persoon dat ons self hou dit nie eers by nie. En ek moet sê dis iets wat my baie goed was van jou, is jy het heavy hoë verwagtinge, maar jy self hold it. So ek dink dis baie belangrik, is as jy 'n ander persoon, as jy verwagtinge wil stel op die ou of op die meisie met wie jy wil uitgaan, die ideale persoon wie jy het, daai tikboksies wat hulle moet tik, moet jy ook aan hulle kan voldoen. Jy weet, dit help nie jy sê jy soek iemand wat nie lui is nie, maar jy is die wat heeltyd lui is. Dit help nie jy soek iemand wat die heeltyd jeug toe kom, maar jy is net elke tweede week daar nie. So dalk lyk dit of hierdie persoon elke week kom, maar hulle kom ook net elke tweede week en toevallig is dit dieselfde week wat jy daar is. So ek dink ook 'n ander gedeelte daarvan is daai persoon gaan nie noodwendig vir jou soek nie. Want hulle maatstaf is klaar eintlik baie hoër as wat waar jy is. So jy weet, jy soek dalk iemand wat totaal en al oorgegee het aan die Here en gefokus is op God, maar jy het nie. En hulle gaan nie dan soek vir jou nie, want hulle soek ook iemand wat op daai vlak is. En daar's actually 'n Bybelvers ook wat daarvan praat, is Matteus 7 vers 2, wat ek ken nou nie die vers uit my kop uit nie, maar die gedeelte sê, jy weet, the same measures you use will be used to measure you. Verstaan? Well, to judge others, ja. You too will be judged on that measure, ja. Ja, hy praat van measure ook. Maar ja. Ja, dis baie waar. Ek dink 'n ander gedeelte nou dat ons praat oor daai verwagtinge en goedjies soos dit. Iets wat ek dink baie belangrik is ultimately vir 'n Christelike man of 'n Christelike vrou, die eerste tikboksie wat hulle moet tik is 'n man of vrou van God. Ongelukkig dink ek baie vandag kyk ons eers, en ek was skuldig daarvan ook. Jy weet, baie keer kyk ons eers, is ek fisies aangetrokke tot die persoon? Okay, jy weet, kry hulle 3 uit 10 vir 'n speltoets of meer? Dis 'n inside joke daarso. Maar jy weet, is hulle punte goed? Doen hulle goed in sport? Al hierdie goeters, en dan gewoonlik gaan ons, het hulle verhouding met die Here. Wel, eintlik moet dit nommer 1 wees. En ek onthou in die reeks oor dating wat ons nou laas kwartaal gehad het, ek juist gepraat oor hierdie hele konsep van nou het ek daai gedagte verloor. In elk geval. Maar ek dink wat baie belangrik is met dit is ons kan nie verwag dat hierdie persoon moet al hierdie ander goeders maatstaaf en dan is verhouding met God laaste nie. Dit moet jy heel eerste punt wees. Ek het gesê, as ons uitgaan met 'n persoon wat 'n verhouding het met God, is die kans baie goed, dit gaan 'n suksesvoller verhouding wees, as 'n verhouding waar die persoon nie 'n verhouding het met God nie. Vir die blote feit dat as hulle werklik waar God najag met alles,
het jy amper half meer 'n rustigheid dat God gaan aan hulle hart werk en daai probleemareas gaan aangespreek word en gaan verander word en daar's lig aan die einde van die tonnel. So ek dink daai is vir my 'n baie crucial gedeelte is. Daai moet eintlik nommer 1 wees. Ja. So ek dink vir my is ons sê altyd, jy weet, ons soek iemand wat jy weet 'n Christen is. Maar ek dink met daai moet dit wys in hulle lewe. Ja. Maar ja, ek dink dit is baie crucial, jy weet wat jy net gesê het van daai karaktereienskappe wat ek wil gaan aangespreek word en is regtig waar want iemand wat God najag met hulle alles, jy weet God het hulle hart versag. Ja. So hulle gaan gewillig wees om daai probleemaspekte in hulle eie karakter aan te fix, verstaan? Ja. So hulle gaan nie hierdie harde hart hê van nee, ek hou van wie ek is, verstaan? Soos hulle gaan gewillig wees om te verander vir die ander persoon ook. Ja. Want ek dink dis baie crucial. Is ons kry baie keer hierdie konsep wat mense gaan maar aanvaar my soos ek is. Jy weet, ek gaan nie verander nie. Take me as I am or leave me. Waar ek dink, jy weet, as dit juis is dat dit verheerlik nie God nie en dit is 'n Christen, moet jy dit kan sien in hulle lewe. Soos ek het soveel vriende wat my kom aanspreek en vir my sê soos Roan, hierdie is wat jy doen, ons stem nie saam met dit. En ek stem nie altyd saam met wat hulle sê nie, maar ek dink 99% van die keer, jy weet, is my reaksie soos, Here, wys my, is dit die waarheid? Sodat dit kan verander in my lewe, sodat ek juis God meer kan verheerlik in plaas van minder. Want 'n klein bietjie suurdeeg en die hele batch raak suur. Jy weet, 'n klein bietjie gif en die hele water is onbruikbaar. Jy kan eskielik nie meer daai water drink nie want daar's bietjie gif. Ja. So, ek dink crucial op daai gedeelte is juis alles wat ons nou genoem het, kom neer op die vrug in die persoon se lewe. So, obviously ons weet Jesus hou van stories en parables en verduidelik en goeters soos dit. En een van die goeters was juis, hy het gesê jy sal mense uitken deur die vrug wat hulle dra. En wat baie cool is vir my is van daai stukkie praat hy juis oor, hy's eintlik valse profete. So hy sê juis mense wat nie werklik waar in die Here glo nie, maar profeties sê hulle doen en jy weet, luister vir my die eindtyd is hierso wat ook al. Sê hy kyk na die vrug in hulle lewe, dan sal jy sien is dit 'n ware volgeling of nie. En ek dink dieselfde is waar as ons in 'n verhouding wil tree met 'n persoon is hulle besig om vrug te wys in hulle lewe of nie. So wat is dinge wat jy sal sê is vrug wat mense moet wys? Wel, as ons kyk na wat is van die vrugte van die Gees, is byvoorbeeld, kom ons sê gentleness en kindness en love is 'n groot deel. En ek dink dit kom af op veral daai spesifiek is hoe hanteer hulle ander. So ek dink jy gaan baie maklik kan sien wat se vrug hulle het met hoe hulle ander hanteer. Nie noodwendig hulle vriende en so nie, maar vreemdelinge, verstaan? As iemand hulle indoen, hoe reageer hulle daarop? Ja, as hulle nie eerste is nie, as hulle, jy weet, nie die hoof fokus is nie, iemand anderste moet die fokus wees, hoe reageer hulle? Ja. Ek verstaan, ja, dit is 'n baie goeie. Ek dink aan een vir my is definitief is hoeveel tyd in die woord hulle spandeer. Ja. Een van my mentors het gesê, jy weet, jy kan juist sien of iemand 'n Christen is deur die liefde wat hulle het vir die woord van God. En toe hy dit sê, toe sê ek soos, wow, hy het iets hier raak gepraat. En ek sien dit, ek verstaan 100% hoekom hy het gesê het, want kyk na die mense om ons en so is. Daar's baie mense wat sê hulle is Christene, en ek dink dis baie keer hoekom ons tree in 'n verhouding in, wat ons dink hulle is 'n Christen, maar in realiteit, hulle spandeer nie tyd in die woord nie, hulle spandeer nie tyd in gebed nie, kom nie regtig kerk toe nie, kom so nou en dan, en jy weet, daar is nie daai vrug in hulle lewe nie, want dis nie dan hulle riglyn om eintlik hulle lewe aan te wys nie. Dit was my so cool met die panel interview, al die leiers op die verhoog, was soos, wat is die een ding wat jy meer sou wou doen, voordat jy in 'n verhouding ingetree het, en almal was soos, meer tyd met God, meer tyd met God. En ek dink dit is so cool vir my, want hulle almal is, jy weet, spandeer daai tyd met die Here nog steeds as hulle soos, dis nommer 1. Want alles vloei uit die woord van God uit. So, as 'n Christen nie in die woord is nie,
gaan hy nie vol word nie, want hy gaan nie gevoer word nie, en dan gaan hy kan uitlewe nie. Ek dink, ja, dis regtig wel dit, en ek voel iemand wat, jy weet, tyd in die woord spandeer, het net, soos jy sê, hierdie liefde, en hulle letterlik borrel oor van die woord, verstaan? Ja. Soos, as ek hierdie afgelope ruk vat in hierdie seisoen in ons lewe oor gratitude, soos ek kon net nie ophou daar praat nie, soos Ja. ek het oorgeborrel daarvan, want my hart was vol daarvan, want hulle sê mos, jy weet, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En as jou hart vol is van God, gaan jy net nie kan ophou praat oor hom nie, want hy is net so goed en so amazing. Ja. So, Ek dink daar is ook vir my 'n baie groot ding, is, met betrekking tot die vrug. Ek dink baie keer, en ek het dit aangespreek in laas kwartaal, want ek het dit gesien gebeur, is baie van die ouens of meisies wat jeug toe gekom het gekom as gevolg van ja. 'n ander meisie of 'n kerel. En dan het ek hulle soos 2 jaar laas gesien. En dan vra ek net, hoe gaan dit? En hulle eerste reaksie is, nee, jy weet, joh, dit was so besig. Ek het probeer die uitkom. En toe ek hulle vra, jy weet, maar soos, joh, hoe het jy nou uiteindelik uitgekom? Dan gaan hulle, nee, want sy is hierso. So hulle gekom vir die meisie, nie vir God nie. En ek dink, hoekom ek hierdie sê is, jy weet, moenie dat jy die rede wees dat hulle ewe skielik by die Here uitkom nie. Ek dink God moet klaar hulle senter wees. So, ons praat baie van evangelical dating. Menend, ons sê, ons gaan in 'n verhouding intree, met die hoop dat ons hulle na God toe kan lei. Dis nie hoekom jy in 'n verhouding intree nie. Jou doel is om te trou met die persoon. En die Bybel maak dit baie duidelik, moenie in 'n huwelik intree met 'n persoon wat nie glo nie. Ja, Do not be unequally yoked with an unbeliever, 2 Korintiërs 6 vers 14. So, ek dink juist daai konsep vir my is baie, baie belangrik. En dis ook wat belangrik is om die vrug te sien. So, wat ek eintlik wil sê, is vir elke persoon daar buite ook, is 'n goeie manier om te sien as die regte persoon om mee in 'n verhouding te tree, is as jy nie in die prentjie is en oor God praat nie, praat hulle outomaties oor God. Soos jy gesê het van die borrel dit uit hulle uit. Is dit hulle idee om te gaan, kom ons gaan kerk toe. Kom ons doen Bybelstudie saam. Soos die cool ding vir my was, daar's een van die katekesante nou gewees. Toe sê hy het begin praat met 'n meisie, en hy sê toe net, hy het van die begin af, toe sê hy, voordat ons in 'n verhouding intree, ons gaan elke aand Bybelstudie doen, en ons gaan God verheerlik. Gaan hy nou van die business. En dit was my so cool geweest, hy het die standaard gestel. Toe gaan hy, as jy hier wil byhou, great, dan kan ons in 'n verhouding intree. As jy nie gaan nie, dan op jou eie. En daar's 'n goeie gedeelte daarvan, en ek dink baie mense gaan, ja, weet, great, kom ek tree in daai verhouding en traai daai maatstaf hou. Maar ideaal wil ons hê daai maatstaf moet klaar daar wees. Verstaan, ek moet klaar vir jou sê soos, hey, jy gaan elke dag tyd met die Here spandeer. En dan moet jy wees soos, ek doen klaar. In plaas van, nee, is reg. Hoeveel keer doen jy nou? So 1 keer 'n maand. Ja. So, jy weet, ons moet regtig op 'n plek kan kom waar ons ideaal kan gaan, soos. En ek dink dis baie gevaarlik, is wees versigtig dat jy nie na 'n persoon toe gaan wat ewe skielik lyk of hulle God verheerlik en ewe skielik 'n verhouding met God wil hê nie. Want jou werk is nie om hulle na God toe te lei in 'n verhouding nie. Ons evangeliseer, maar dis nie jou werk om in die verhouding na God toe te lei nie. Dis iets wat eintlik voor die tyd moet gebeur. En ek dink ek het ook al baie gesien van nou wat jy gesê het. As iemand sê, jy weet, kom ons doen elke aand Bybelstudie wat ek wil. Dan sal hulle spring, ja, let's doen dit. En joh, ek het nou baie Engels en Afrikaans daar gegooi. Maar is okay. Soos ek het al baie gesien, dan doen hulle dit en hulle begin dit en dit gaan goed vir 'n rukkie, maar jy weet die persoon het nie hierdie sterk verhouding met Here nie. En dit begin goed soos ek sê, want hulle spring ewe skielik en dan bou hulle vinnig op fondasie. En dit is soos as jy 'n huis nou probeer bou op hierdie fondasie, daai fondasie is sterk vir 'n kort rukkie, maar dan gaan hy begin kraak en hy gaan begin krabbel. So dit gaan dalk goed gaan, jy weet, vir 'n rukkie, en dan gaan dit net alles wegval en dit gaan net nie werk nie. En dit gaan oor ook aan ekologie, soos jy nou gesê het, van as jy 'n sterk verhouding het met die Here byvoorbeeld en ek het nie, dit gaan oor daai driehoekie. Ja. So
dis jy, ek en God, die ander persoon sit voor 'n driehoek. Ja. En actually iets oor hierdie driehoek is dit is nie gelyksydig nie, dis gelykbenig. So wat? Ek dink verduidelik net dalk mooi vir die mense wat nog nie gehoor het van die driehoek nie, soos net So ek die konsep. Okay, so jy val maar 'n bietjie voor, maar is okay. So die lyn wat gaan van jou na God toe en die lyn wat gaan van my na God toe is ewe lank. Maar hierdie lyn tussen my en jou is 'n bietjie korter as hierdie ander twee lyne, verstaan? So kom ons sê ek en jy is nou op die punt van die driehoek. Ons is nou baie naby aan mekaar want ons is baie ver van God af. En want ons is eintlik equally yoked as jy daarin verstaan. Ja. Soos Nie in 'n goeie manier nie. Nie in 'n goeie manier nie. Want ons albei is ver weg van God af, maar nie een van ons het die dryfkrag om, jy weet, God na te jaag nie. So eintlik is ons wêrelds baie naby mekaar. Maar kom ons sê nou, jy tree nou in 'n verhouding met iemand wat baie sterk is en jy het nou, ek sal jy die goeie persoon maak. Jy het die sterk verhouding met die Here en jy is besig om by hierdie driehoek op te gaan en ek bly onder. Nou iewes skielik is ons baie ver weg van mekaar. Ja. Want die driehoek hoe dit werk. Ja, een is hier en die ander is hier onder. Want hierdie driehoek eintlik werk is soos ek en jy nader beweeg aan God, beweeg ons outomaties nader aan mekaar. Maar nou is jy daarbo en ek is hier onder en ons is baie ver weg van mekaar af. Ja. En eintlik ideaal wat ons hoop gebeur is dat jy trek my op dat ek ook nader aan God kom en ek is dan nader aan jou ook. Ja. Maar wat baie keer gebeur is ek trek jou af. Ja. Want vlees is sterker as gees oor die algemeen, ons sinful nature. Ja. Ek dink net 'n goeie illustrasie daarvan is as jy al ooit op 'n muurtjie gestaan het en iemand het onder gestaan en julle gryp mekaar se arms, wat sien gaan makliker getrek word. Die een wat bo is, gaan baie makliker afgetrek word want gravitasie is op vir jou. So is baie moeiliker om iemand op te trek. En ek dink dis baie keer die geval is ons hoop, jy weet, ons gaan daai persoon kan vinnig kry om saam met ons te groei na God toe. Maar soos jy sê, die realiteit is eerder hulle gaan jou afslek. Hulle gaan jou terughou. Jy weet, dit is maar soos my arme karretjie in modder. Ek kan trap en trap en trap, maar ek gaan nie uitkom nie. Ek gaan iemand nodig hê wat werklik vir my kan trek. En ek dink baie keer beland ons in 'n verhouding met modder. Because you're a piece of dirt. Yes, dankie. Nee, jy nie. Maar ek dink baie keer die ander persoon is, jy weet, is bietjie is sondig of is van die wêreld. En jy weet, God sit aan die ander kant. Jy gaan nie verwag dat jy by God gaan uitkom as jy deur daai modder moet gaan nie. Jy's ook iemand wat saam op die gelyke grond, daai fondasie wat jy gepraat het, kan deurgaan. En en soos jy nou sê, as jy unequally yoked is, verstaan, ek voel van die persoon wat actually 'n sterk verhouding het met die Here, dit gaan jy weet, dit gaan hulle terughou, dit gaan hulle ook nie noodwendig ook aftrek nie, maar dit gaan hulle keer om verder op te gaan by daai lyn. Want kom ons vat 'n voorbeeld, ek en jy wil nou saam kerk toe gaan of wat ook al. Kom ons gaan saam kerk toe elke Sondag, of wat ook al, en ek gaan, maar ek is nou 'n bietjie moeg, jy weet, ek wil nou nie kerk toe gaan nie, of wat ook al, en nou Saterdag aand was rof, ek kan nie, jy weet, dit is moeilik om nou vroeg op te staan. Dis baie keer waar die verskoning is. Dit is rarig. So nou keer ek aan dat jy om te gaan, kom ons vat dit is baie belangrik in die huwelik, want ek voel as jy uitgaan, is dit nog makliker want jy is nog die eie persoon, maar intend to marry, so dit gaan ook oor huwelik, maar nou wil jy kerk toe gaan, maar ek soos, nee, ek wil nie, jy weet, strand gestroop of wat ook al, en jy wil nie alleen gaan nie, so nou gaan jy in elk geval nie kerk toe nie, want ek wil nie kerk toe gaan nie, maar, as ons saam groei in ons verhouding met die Here en ons is equally yoked, dan gaan ek gaan, yes, let's go, kom ons gaan bou ons verhouding met die Here. Ja. So, ja, ek dink die laaste ding net op dit van my kant af is ietsie wat ek in die reeks ook gesê het was en ek dink dis 'n goeie opsomming vir my daarvan is moenie dat jou fondasie die plek wees waar die ander persoon op bou nie. Hulle moet hulle eie fondasie bou met God. So ek dink wat baie keer gebeur is soos ons nou gesê het is jy weet ek trek jou nader aan die Here of jy weet ek gaan kerk toe en nou is jy soos Jesus maar ek wil in 'n verhouding wees met daai persoon en iewers klik begin jy jou kerk toe kom en goeie soos dit
En ek is die een wat sê, kom ons doen die ander Bybelstudie, kom ons gaan Sondag kerk toe, kom ons gaan jeug toe. Ewe skielik is ek die een wat al die goeders voorstel, en in plaas van dat jy 'n verhouding met God kry jy dit half deur my na God toe. Ja. So ek dink daai is vir my 'n baie groot ding is ook, is maak seker dat die persoon bou nie hulle fondasie op jou nie, Ja. maar op God. En is ook belangrik, want ek het so rukkie terug te praat ook met iemand daaroor, en dis presies wat jy nou gesê het, is in plaas daarvan dat my verhouding met die Here so is dit so. Ja. En dan gaan die persoon, ja, maar ek het nog steeds 'n verhouding dan met die Here, hoekom is dit sleg? Die Here gaan nie vir jou sê wat ek moet doen nie, verstaan? Ja. Soos, dan gaan ek nie, Telefoontjie Ja, dit werk werk nooit nie. goed uit nie. kom ons sê die Here wil nou my gebruik vir iets. Nou weet ek nie daai verhouding met die Here nie, en hy gaan nie dit vir my kan sê nie, en hy gaan definitief nie vir jou sê, hoorie Bianca, jy moet nou dit gaan doen nie, verstaan? Ja. So dat keer jy ook om actually die wil van God uit te lewe, want hy kan jou nie gebruik as 'n instrument nie. Ja. Is daar nog ietsie wat jy dink ons moet na uitkyk voordat ons in 'n verhouding intree? Ek dink iets wat jy moet identifiseer in die persoon is, wat is hulle verhouding met sonde? En ek dink Okay. dit gaan baie gepaard met, is hulle 'n man of vrou van God? En wat ek bedoel is, wat is hulle verhouding met sonde, is hulle besig om te sondig en dit te geniet. Nie hoe sondig hulle wat ook al nie, want ons almal sondig. Ons is gebore in sonde. Maar eerder, wat is hulle hart teenoor dit? Is hulle konstant besig om te repent, om dit te probeer verander, jy weet, is hulle besig om, ja, Okay, ek wou nou net sê, want ek geniet ook sonde. nee, wat ek bedoel. Nee, ek verstaan hom. Soos, ja, Ja. sommige sonde is lekker, maar dit is nie So goed is vir die ons punt, nie, ja. verstaan? So, alhoewel ek weet, my sonde is lekker, maar ek weet dit is nie reg nie, so ek probeer dit fix. Ja. Maar intensy ek gaan, jy weet, ek gaan dit nou nie probeer fix nie, of wat ook Ja. al, want dit is lekker. So Ja. ek dink dit is 'n baie belangrike aspek om ook na te kyk. Ja. Is hulle genuinely besig om te repent en die Here te vra om hulle te lei om dit Ja. te verander? Ja, want 12 donuts is lekker. Beteken is goed vir jou om Ja, 12 donuts te eet nie. En ek dink dit kom weer vir my neer op daai van jou ouers wat vir jou as 'n kind gesê het jy kan nie elke dag roomys kry nie. En jy sê maar roomys lekker, wat's fout daarmee? Maar die ding is, hulle was soos, jy gaan 'n vettie word of diabetes kry, een van die twee. Ja. So ek dink dis 'n goeie manier van God wat ons probeer beskerm. Maar as daai persoon nie wil repent nie, en ek het dit al in my eie lewe baie keer gesien met mense, is, dan gaan spreek ek hulle aan. So wat ek baie keer al gedoen het, is ek gaan vir die persoon, as jy 'n Christen, dan gaan, ja, natuurlik. En dan gaan ek, okay, maar ek het al gesien jy doen hierdie en hierdie en hierdie. En die Bybel sê spesifiek, en dan gaan kry ek verse, en dan gaan ek, hier is wat die Bybel sê daarvan. En dan gaan hulle, nee, maar dis anders. Jy weet, of nee, maar dis nie so groot nie. Dan gaan ek wel, dis wat die Bybel sê. En gelukkig nog nooit het gehad in 'n verhouding nie, maar ek dink dis so moontlik, jy weet, dat die persoon gaan, nee, ek verstaan, jy weet, ek sal dit verander. 5 jaar later wag jy nog steeds dat dit verander, verstaan. So baie belangrike ding om te sien, soos, is hierdie persoon actually gewillig om dit te verander, of is dit net 'n sê ding? Ja. Ek het ook eintlik dieselfde geval gehad, en ek het al hierdie vir jou vertel, is ek het, toe ek in graad 10 was, toe praat ek met hierdie ouetjie, en ek het ook soos, jy weet, gevra, is hy 'n Christen, en 'n bietjie uitgevra daaroor, en hy het gesê, ja, hy is. Want dit is ook baie belangrik, is om iemand aan te spreek oor iets en te sê, jy weet, die Bybel sê, jy mag nie hierdie doen nie, maar hulle is nie 'n Christen nie, hulle het nie 'n saak wat die Bybel sê nie, verstaan? Ja. As hulle nie sê, hulle is 'n Christen nie, gaan hulle nie omgee wat die Bybel sê is reg of verkeerd nie, want hulle glo nie daarin nie. So, maar toe het ek nou 'n gesprek gehad met hierdie ou, en ek het vir hom al hierdie verse gaan kry om te sê, jy weet, wat jy doen is verkeerd, en so, en toe gaan hy, nee, maar dis net, jy weet, suggestions. Oh, wow. Soos, ja, hy het gesê, jy weet, God stel voor jy doen dit nie, want hy wil jou beskerm, maar hy stel dit net voor, verstaan? Goed. So, en ja, God wil jou beskerm, en dis juist hoekom hy dit insit, maar dis nie net 'n suggestion nie, dis, jy moet nie dit doen nie, want God weet wat is beter vir jou. Ja. So, nee, goed. ja. Ietsie laaste ding wat jy dalk wil byvoeg. Ek dink ook 'n groot ding, en ek dink mense sien dit meer by ouens, is kyk na hulle vriendegroep. Okay. Jy weet, soos jy nou gesê het, jy is dalk in 'n vriendegroep wat
heeltyd vloek en sulke goeders. En as 'n tiener en eintlik as enige persoon het 'n vriendegroep verskriklik baie invloed op die persoon. Dis soos daai wat sê wys my jou vriende en ek wys jou toekoms. So kyk na die tipe vriende wat hulle het. As die persoon in 'n slegte vriendegroep is en jy het nou 'n gesprek gehad met die persoon en hulle wil uittreë, dan is dit bietjie anders. Maar as hulle, jy weet, so in hierdie vriendegroep is en hulle opinies maak saak en alles, dink ek dis bietjie 'n rooi vlag. Get out of there. Want baie keer as die vriendegroep daar was voor jy daar is, en jy sê vir die persoon, jy weet wat julle doen, stem ek nie heeltemal mee saam nie, gaan hy wees is, jy sê die meisie vir my nie, want dis heeltyd die invloed wat die vriendegroep gee. Maar ek dink ook groot ding en ek dink soos jy sê veral ouens wat in so groepe is. Ek het nou al soveel keer op skool gesien wat die ou met 'n meisie begin praat en dan is ek vriendinne, nie vriendinne nie, maar ek's vriende met die meisie en dan sal sy vir my sê, yes, hierdie ou is so awesome en jy weet, hy vloek nie en hy praat so ordentlik. Dan sê ek, ons praat vir dieselfde ou, want hoe hy dan voorgee voor haar teenoor sy vriendegroep is verskillend. So, jy weet, ek dink dit is soos jy sê, is partykeer as hulle wil uitkom, great. Maar hoekom doen hulle nie? Okay? Maar ek dink as hulle gemaklik is in 'n groep en gaan jy weet, hulle vloek nou, maar ek doen nie. Kans is goed, jy doen ook. So wees baie versigtig. Ek dink dis 'n baie goeie punt. Is kyk juist na die vriende. As sy vriende juist die ouens is wat elke naweek kuier, wat nooit kerk toe kom nie, wat jy kan sien net nie 'n verhouding met die Here nie, gaan die kanse goed wees. Hy is presies dieselfde. So ja, definitief ook om uit te kyk vir. Nog iets? Ek dink net ek wil 'n baie groot dating tip gee. Okay. Is maar soos jy weet, ons gee net guidelines. Deur hierdie reeks gaan ons net guidelines vir julle gee, maar dis so belangrik dat Jesus nog steeds jou verhouding lei. Ek dink dit is so belangrik, hê daai verhouding met die Here, want ultimately, nou wil jy dalk die regte persoon hê, maar jy het nie 'n verhouding met God nie. Hy gaan nie vir jou kan sê is dit die regte persoon of nie. Soos as jy nie 'n verhouding met hom het nie, gaan hy nie met jou kan praat nie. En ultimately, ons is nou al 4 jaar saam. Ek is baie lief vir jou, maar jy weet die verhouding wat ek met die Here het en die liefde wat ek vir hom het en die liefde wat hy vir my het, kan nie vergelyk met ons nie. Soos dit is net nie op dieselfde vlak nie. En ek dink die love story. En dit moet so bly. Exact, dit is presies wat dit moet wees. Die romance en die love story wat jy by God kry is net so amazing en dit is so lekker. Ja, dit kan net nie vergelyk met so 'n verhouding kan nie vergelyk met die verhouding wat jy met God het nie. So regtig ultimately jaag hom net na met jou hele hart. Ek beloof jy gaan nie spyt wees nie. Dit is ek dink jy het 'n ander ding nou dat gesê het ons gaan koffie eet met 'n vriendin, maar ek wil eintlik my cringy in sê en dan kan jy joune sê. Okay. Is jy gaan dadelik weet. Is God so erg na en is so gefokus op hom, jy weet, deur gebed en goeie soos dit, dat die enigste keer wat jy jou oë van God afhaal, is wanneer God vir jou sê, hier is die persoon. Ja. En dit was nie cringy nie, ek verstaan nie. Ek het ook Ek het dit van Pinterest afgekry, so. Ek het ook die similar ding is, jy weet, hardloop so hard agter God na, verstaan, dat wanneer iemand opvang met jou, introduce yourself. Ja, dit is dit moet jou ultimate goal wees. Jy moet net agter God aan hardloop. As hy vir jou sê, hierdie is die persoon vir jou, of jy moet hierdie gaan doen, shop, doen dit. Maar moenie so gefokus wees op wie hardloop langs jou nie. Wees gefokus op die eindlyn, wees gefokus op die reis. Want ultimately, dit moet jou goal wees in lewe. Okay. So ja. Hey, so daai was episode 1 van die Mover podcast. Maar ja, daar's nog 'n paar wat gaan uitkom en soos ons julle gesê het, daar's 'n paar goeters waaroor ons gaan praat en dis alles afhanklik van julle. So wat ook al topics daar dalk is, ek weet daar is al die volgende reeks is al klaar besig en die gedagtes vloei onder die leiers, maar as daar enige ander idees is wat julle het of waaroor julle wonder, wat se vrae julle het,
As jy welkom as jy gewillig is, sit dit in die comments. Anderste, ons gaan die link ook vir julle post, dat julle hom ook net weer kan ingaan en anoniem 'n vraag kan opsit. Andersins, as jy hierdie kyk en jy is by die jeug, is jy welkom om by die jeug ook jou vraag in te gooi in die boks. So, ja, ultimately, hierdie reeks gaan oor daai verhouding bou en verstaan wat is God se wil en die leier se perspektiewe te hoor en God se perspektief te hoor oor baie van die sake. So, dit is dit van my kant af. Ja, kyk uit vir die volgende paar episodes, hulle is sterk op pad. Ek sien verskriklik baie uit die topics waar ons nog gaan praat in hierdie reeks, Christian dating. Maar ja, van my kant af is dit al. Happy dating! Bye!